Sjoe familie, ek hoop daar is ons nog van ons familie wat bietjie gaan dink het oor wat is jou hoekom? Hoekom het die Here jou in hierdie spasie? En dit was so mooi, oom Persel, ons is geroep met die oog op 'n tyd soos hierdie. Al sulke sosiale media plasings wat jong mense deesdae opsit wat sê ek's gebore in die verkeerde era. En dan is daar prentjies van vorige eras. Ek wil vanoggend sê, nie een van ons wat vanoggend hier sit is gebore in 'n verkeerde era nie. Ons is hier met die oog op 'n tyd soos hierdie. En so, vir die wat laasweek gemis het, die boodskap was, ons moet begin by wat is ons hoekom. En die gesegde lei, people will live for the what, but they will die for the why. So om te weet wat ons as kinders van die Here doen is baie goed. Maar om te weet hoekom ons dit doen is van kardinale belang. Want dit verander hoe ons die wat aanpak. En so vanoggend se boodskap, ek het nie 'n Afrikaanse term vir dit gekry nie, maar ons gaan laasweek se boodskap re-engineer om by die hart en die kruks van dit alles uit te kom. En so ek wil vanoggend so 'n paar opsommende feite gee. In Jesus se bediening hier op aarde het hy bedien vir 'n tydperk van ongeveer 3 jaar vandat hy 30 jaar oud geword het tot hy uiteindelik sy lewe vir ons afgelê het. Ek wil vanoggend die verklaring maak, daar is geen pastoor, dominee, prediker of priester na Jesus wat 'n bediening so invloedryk en impakvol gehad het soos Jesus homself nie. Die woord sê groter dinge gaan ons doen deur die Gees wat hom uit die dood uit opgewek het. Die enigste ding wat ek en jy kan doen, wat groter is as dit wat Jesus in 3 jaar op aarde gedoen het, is om verlore siele van hom te vertel. Dis al. Daai skrifgedeelte gaan nie oor ons het die autoriteit om dooies op te wek en te spreek en siekes moet gesond word en duiwels uit te dryf. Ja, deur die Gees van God is dit moontlik. Die woord sê hy rus ons toe met die oog op dit wat nuttig is. Maar daai skrifgedeelte sê vir ons, na Jesus se opstanding is ons in die wonderlike spasie om mense wat dood is weens die sonde te vertel van Jesus Christus en die evangelie met hulle te deel. So, hy het gefokus op die verkondiging van die koninkryk van God, gekenmerk deur sy prediking en onderrig deur middel van gelykenisse en die verrigting van wonderwerke. Gesentreer in Galilea en Judea het hy die siekes genees, demone uitgedryf en talle sondaars gered. Jesus het in 3 jaar gedoen wat meeste kerke nie in hulle leeftyd sal verrig nie. Familie, ek wil vra voordat ons na die skrif gaan, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Aba Vader, wanneer ons u woord nader, Here, is ons gebed dat ons meer van u hart en u karakter leer. Here, dat ons nader aan u beweeg, dat ons soos wat Jakobus dit sê, dit sal gebruik soos 'n spieël om na ons eie lewens te kyk, sodat ons kan sien waar ons moet verander om meer soos Jesus Christus te wees. Here, want u is die volmaakte, Here, u is perfek. Here, nie een van ons vanoggend hier is in 'n spasie waar ons kan sê ons het gearriveer nie. Here, maar ons is ook nie in 'n spasie waar ons met die swaard ons geliefdes se ore kan afkap nie, juis as gevolg van ons eie tekortkominge. En daarom is my gebed, wanneer ons in die woord beweeg, Here, dat u met ons persoonlik sal praat. Here, my gebed is dat u die woorde op my lippe sal plaas, Here, sodat dit oorkom soos wat dit u behaag. Here, mag u Heilige Gees hierdie spasie in ons gemeente lei, Here, want ons weet dat u woord so kragtig is, dat dit nie nodig is om 'n jota of 'n titel by te voeg of weg te neem nie. Wanneer ons u woord in ons lewens toepas, dan verander ons lewens. Here, my gebed is, mag hierdie tyd saam vanoggend, mag dit ons nader aan u bring, omdat ons u hart in u woord vind. Ons bid dit in Jesus naam en ons dank u daarvoor. Amen. Familie, om
die gedagte van wat en hoekom te re-engineer, gaan ons begin by wat het Jesus gedoen in sy tyd op aarde. En daar is so baie, dat sou ons by elke moment stilgestaan het, sou vanoggend werklik waar 'n 3 ure lange preek gewees het, en sou jou Sondagmiddag skaapbou definitief verbrand het. So, ek gaan die hoofmomente uitlig, sodat ons net vir 'n oomblik kan sien wat die koning van alle konings kom doen het. So, Jesus se fokus het geval op die koms van die koninkryk van God en hy het dit verkondig, en die fokus verskuif familie, ons moet vir hierdie kort tydjie fokus op die stem van die Heilige Gees, want Jesus het gekom om die fokus te verskuif van tradisionele wettisme na geestelike transformasie en verhouding. Voor Jesus gekom het, was die volk onder die tugmeester van die wet. Na Jesus gekom het, staan ons in verhouding met ons hemelse Vader deur die bloed van die lam. Een van die dele van sy bediening is lering en prediking. En ons almal weet, Jesus het deur gelykenisse gespreek, wat eintlik eenvoudige stories van alledaagse lewe was, en hy het dit gebruik om geestelike waarhede te illustreer en sy volgelinge oor God te onderrig. Mense kon met hierdie gelykenisse vereenselwig, want hy het uit alledaagse gebeurtenisse in hulle lewe tot hulle gespreek. Verder het Jesus wonderwerke en genesing gedoen, en sy kragtige dade, soos die kalmering van die storm en genesing van siekes, was tekens wat sy boodskap bevestig het en heelheid aan die gebrokenis gebring het. Sy teken gehoor, toe ek in my voorbereiding dit lees, toe tref het my weer diep. Sy teken gehoor was nie die mense wat hulle teologie studies aan die beste universiteite voltooi het nie. Want alhoewel Jesus groot skares bedien het en ons het lees deur die woord, het hy doelbewus met uitgeworpenes, tollenaars en sondaars gewerk. Ek het sommer so bietjie gewonder, hoe sou ons gevoel het, as in respek gesê, Jesus se crew waarmee hy tyd spandeer het, vanoggend hier was, sou dit ons Sondag gesiggies verander het dalk in 'n frons, omdat dit nie is hoe ons dink aan wie Jesus se volgelinge in effek was nie. So, hy het bedien in die sleutelstreke tussen Galilea en Judea, Samaria en ook die streek oos van die Jordaan. Na sy openbare bediening is sy lewe afgesluit met die dood aan die kruis. Daarna wonderlik, ek weet Paasfees is voor die deur en opstanding Sondag is my gunsteling dag op die geestelike kalender, al is elke dag van ons lewens 'n getuienis, maar na sy dood en sterwe aan die kruis het Jesus Christus opgestaan uit die dood uit, en dit is wat ons geloof anders maak as enige ander geloof. Ons koning leef en hy leef tot in alle ewigheid. Terwyl ek voorberei, kom daar so 'n prentjie op wat gaan oor historiese figure en hoe die mensdom hulle bestaan aanvaar op grond van die skrywe wat daar is van hulle in die tyd wat hulle gelewe het. Die wonderlike nuus is, al wil die wêreld om ons Jesus nie aanvaar as die koning van alle konings nie, is hy die een enkele historiese figuur wat meer keer gedokumenteer is in sy lewe en 'n kort periode na sy lewe as enige iemand anders. Daar's meer bewyse dat Jesus Christus gelewe het as wat daar is dat Hitler gelewe het. En so, wanneer ons in verhouding met God staan, dan verklaar ons dat ons weet dat Jesus leef en hy leef tot in alle ewigheid. En so, wanneer ons deur hierdie enkele momente gaan, julle kan dalk sê, Franco, daar's baie meer,
en ek stem saam, want Johannes sê dat as ons alles moes neergeskryf het wat hy gedoen het, dan sou al die boeke in al die biblioteke van hierdie wêreld nie genoeg gewees het om sy grootheid vas te vang nie. En vanoggend wil ek dit in die kleiner spasie van die 66 boeke van die Bybel bring, as ons vanoggend dit wat geskrywe staan, sodat ons kan glo, een vir een moet deurgaan, dan is daar nie genoeg ure in hierdie dag om van Jesus se grootheid, goedheid en almagtigheid te praat nie. So ons poog om die wat hy op aarde in sy bediening kom doen het, in 'n paar klein oomblikke vas te vang. Die eerste deel is Jesus verkondig die koninkryk, Johannes 18 vers 36, waar Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer moet word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. En so Jesus kom wys vir ons as sy kinders, dat sy koninkryk vir ons 'n realiteit is in die spasie waar ons beweeg, maar dat dit ons hoop is vir die toekoms. Familie, hierdie is so prik op die ballon van die koninkryksleer en dit is dalk 'n gewaagde spasie, maar as ons om ons rond kyk in die wêreld waarin ons lewe, vind ons onsself in die spasie van die nou. Jesus se koninkryk kom in sy volle stand in die not yet. En so wanneer mense vir jou 'n teologie gee wat sê, ons moet die hier en die nou tot harmonie herstel en die paaie teer sodat daar geen potholes is nie en die wêreldekonomie herstel en ons moet die politiek toetree want hierdie wêreld kort geestelike leiers, alles moet perfek wees, dan is dit 'n gevaarlike spasie, want Jesus kom vestig daardie koninkryk wanneer hy terugkom vir my en jou. In die tussentyd het ons een werk, siele. Ek vind nie in Matteus 28 gaan dan heen en verander politieke stelsels nie. Dit sê gaan maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle. So Jesus se koninkryk is ons hoop vir 'n toekoms wat verseker is in hom. Sodat ons in die nou kan staande bly, ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Maar Jesus het in sy 3 jaar van bediening getuig van God se koninkryk. Dit was deel van sy bediening om ons as sy kinders te leer en te onderrig. Die volgende deel wat hy gedoen het, en ek dink nogals dit sou die kerk se aandag gekry het as Jesus wat by magte is daar op die oewer van Galilea agteruitloop op die water en dan begin preek. Ek dink almal sou gefokus het, maar dis nie wat hy doen nie. Hy gaan sit op 'n heuwel en leer en preek sy volgelinge en disippels, en daar is soveel kragtige voorbeelde van dit. En terwyl ek deur dit lees en dink watter deel gaan ek met die gemeente kom deel vanoggend, toe dink ek die hartseer realiteit is, as Jesus gepreek het dit wat moderne pastore en teoloë vandag preek, dan sou hy 10 teen 1 nooit aan die kruis gehang het nie. Want Jesus was radikaal. Jesus se boodskap was nie goed voel nie, dit was gaan en sondig nie meer nie. Dit was nie pas my woord aan om by jou gemaak te pas nie, dit was wanneer jy my ontmoet, dan moet jou lewe verander. En so wanneer ons deur die bergpredikasies gaan doen jouself 'n guns, lees self daardeur, spandeer tyd in die woord, gaan kyk hoe radikaal Jesus is, wanneer hy die woord bedien. Maar Matteus 5, vers 13 tot 16, leer Jesus ons, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Dan sê hy, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Familie,
As ons om ons kyk in die konteks van die nou, dan besef ons dag vir dag, ons is in 'n gebroke realiteit. Binne Jesus se prediking vind ons dat ons 'n rol en 'n verantwoordelikheid het in hierdie tyd om lig en sout te wees. En dis presies wat oom Purcell gesê het. Jy's dalk die enigste persoon wat in kontak kom met die mense by jou werk, wat Jesus se lig en liefde daar tentoon kan stel. En so ons kan nie op 'n Sondag ons ligte aansit. Wat is die woord waarmee hulle lig meet? Lumens. Dat dit op 'n Sondag so helder skyn dat die instrumente wat meet hoeveel lumens dit vrystel, nie kan meet hoe helder dit skyn nie, maar op 'n Maandag lyk dit asof ons load shedding het nie. Ons moet elke dag van die week Jesus se lig skyn. Ons moet elke dag van die week sout wees wat harte en lewens raak. As julle my wil stry, is ek wat dit sê nie. Dis Jesus en sy woordprediking. Buiten vir die prediking vind ons die wonderwerke en die evangelie van Johannes is so wonderlik. Ons gaan nie nou daarna kyk nie, maar Johannes gaan so selektief te werk dat hy Jesus se wonderwerke van klein na groot rangskik. En dit maak dit nog groter om te weet dat hierdie deel wat Johannes dokumenteer vir hom te klein voel, maar dat dit genoeg is vir ons om te glo. En so wanneer ons kyk na wonderwerke, sê Matteus 11 vers 2 tot 5, en Johannes die doper het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur en vir hom gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle gehoor en gesien het. Blindes sien weer, krepeles loop, malaatses word gereinig, die dowes hoor, die dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Jesus gee ook 'n opsommende lys, want Johannes die doper se disipel sou ook lank besig gewees het as hy moes gesê het, kom ek vertel julle van die Samaritaanse vrou. Kom ek vertel julle van die lam man by die barrens van Bethesda. Kom ek vertel julle van die lam man wat sy vriende deur die dak laat sak het. Kom ek vertel julle van die persoon wat blind was, wie se oë ek aangeraak het. Kom ek vertel julle van die malaatses. Die lys gaan aan en aan. Kom ek vertel julle van die vrou wat gelei het aan bloedvloeiing. Kom ek vertel julle van Jairus se dogtertjie. Kom ek vertel julle van die besetene van Gadara. Maar sy wonderwerke dien as getuieskrif dat hy werklik waar is wie hy sê hy is. Familie, dan kom ons in 2026 en mense vra, hoekom doen God nie meer wonderwerke nie? Want ons is nie in die spasie waar daar wonderwerke in hierdie wêreld nodig is nie. Nou my woorde mooi kies, ek wil 'n waarborg daarop sit, as jy as instrument in Jesus se hande in die spasie is, waar mense genesing nodig het en dit in sy wil is, sal jy 'n wonderwerk sien, as jy in nederige afhanklikheid gaan, om sy naam te gaan verkondig. Maandaande by voorbidding, term wat van ons die Wesdorp gemeente afkom, is dit lief en leed. Ons bid elke maandag aand vir elkeen waarvan ons weet wat siek is, wat deur uitdagende tye gaan, wat dit nie maklik het nie. En is wonderlik, want ons moet vir die liggaam van Jesus Christus bid. Maar ons bid ook deur danksegging vir al die getuienisse en wonderwerke wat God in ons geestelike familie doen. So as jy wonderwerke wil sien, kom op 'n maandag aand, daar gebeur wonderwerke in 2026. Die God wat ons dien is en was en sal tot in ewigheid dieselfde bly. Sy wonderwerke het nie opgehou nie. Dikwels is die vraagteken eerder, julle gaan nie van my hou nie, maar agter ons gehoorsaamheid. Want dit is skrikwekkend om te dink dat gedeeltelike gehoorsaamheid eintlik ongehoorsaamheid is.
En as ons die hande en voete van Jesus is, daar waar wonderwerke nodig is, dan sal jy wonderwerke sien. En dan kom ons in Lukas 7 vers 34 tot 35 waar ons Jesus se teikengroep sien. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink. En julle sê, daar is 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Die woord sê, die wat gesond is, het nie 'n geneesheer nodig nie. Ek kan vir oom Gerard vra, ek weet daar is roetine ondersoeke, maar meeste van die tyd bring ouers hulle siek kinders na oom toe, want dan het hulle geneesheer nodig. En so, kerk was nooit bedoel om 'n uitstalruimte vir die heiliges te wees nie, maar 'n hospitaal vir die wat gebroke is. Want hulle het ons nodig. En as Jesus met daardie mense uitgehang het, wie is ons om te dink, nee ek nie, Here, ek kan nie met hierdie mense gesien word nie. Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. Ons is geroep vir gebroke mense. As ons dink aan waar Jesus bedien het, Matteus 4 vers 23, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Dis 'n interessante gedagte. Weet julle, een van die redes waarom die Jode Jesus nog nie as hulle Messias aanvaar het nie, prys die Here daarvoor, want anders was dit 'n baie slegte spasie vir ons as heidene. En een van die redes is dat Jesus Aramees gepraat het, dis soos slang Hebreëus. Hy het nie suiwer Hebreëus gepraat nie. En hulle reken dit as lou klas. As ons kyk na die tye en die tekens om ons, mamma sal dit beter kan getuig, maar ortodokse Jood het op die vraag, wat as Jesus met sy voete op die Olyfberg staan? Wat dan? Toe antwoord hy, then we will believe. Probleem is, familie, vir ons geliefdes, vir ons vriende, vir ons familie, vir ons vyande, is dit then te laat. Ons lewe in die wonderlike spasie van die kerk, waarin ons met ons eie oë kan sien hoe dooies uit die dood van sonde uit opstaan, en in Jesus se wonderbare lig inbeweeg. So mag ons bedieningsveld geïnspireer wees deur daar waar Jesus bedien het. Tussen die lou klas Jode, soos wat die ortodokse Jode dit sal sê. Een van sy laaste eienskappe van sy bediening is disippelskap. Ons vind in Johannes 8 vers 31 tot 32, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Familie, die laaste paar jaar, maak nie 'n fout nie, ek het 'n groot passie vir woordbediening. Dis soos die kersie op die koek. Ek geniet die voorbereiding, ek geniet dit om wat die Here met my deel, met julle te deel. Dis so lekker. Maar ons mis iets in die groot opdrag. Kom ons call 'n spade, veral in die Pinkster konteks, want ons maak disippels en ons doop hulle, maar daar is iets verder as dit. Stop nie daar nie, dit sê nie, gaan dan heen, maak disippels en doop hulle nie. Sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ons het 'n verantwoordelikheid in disippelskap om geestelik in aanhalingstekens babas te lei en te leer van dit wat Jesus ons geleer het, sodat hulle uiteindelik by die vaste kos kan uitkom, sodat hulle uiteindelik disippels kan maak.
en 'n verskil kan maak in die koninkryk. So, Jesus het tyd uitgekoop om sy binnekring toe te rus. En gaan lees dit. Hy het tot vir hulle geleer bid. Hy het die 12 alles geleer wat hulle geweet het. Want voor dit was sy job description nie hulle job description nie. Petrus het syne nie lekker verstaan nie, want hy was nie goed in visvang nie. Maar die res was ook nie geleerde teoloë nie. Jesus het hulle kom leer wat dit beteken om 'n dienskneg van die koning te wees. En so ons het 'n werk om die mense om ons te leer wat Jesus met ons deel. Ons moet tyd en plek maak vir disippelskap. 1 Petrus 2 vers 22 tot 24. Die einde van Jesus se bediening. Nadat hy vir 3 jaar, die Engels sê unmatched, nadat hy 'n bediening gehad het wat so kragtig is, wat mense se lewens verander het, eindig dit op die kruis op Golgotha. Vers 22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Weet julle wat, familie, hierdie is seker een van die skrifgedeeltes wat die meeste aangehaal is in die kerk. Maar as ons ergens van dit besef, dan moet ons verander. A gospel that saves you but doesn't change you is a gospel that's foreign to the New Testament. Daar is 'n manier dat ons die koning van alle konings kan ontmoet en dieselfde bly as wat ons was voor ons hom ontmoet het nie. Dit is onmoontlik. Daardeur sê ek nie in 'n oomblik en 'n oogwink as jy volmaak nie, want dan sou daar nie 'n spasie vir heiligmaking gewees het nie, maar daar's 'n verandering. En hierdie skrifgedeelte in Johannes 3 vers 16 tot 17 vind ons, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld ingestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hierdie boodskap, ek het gesê, reverse engineer, het begin by wat het Jesus gedoen? Hy het die koninkryk van God verkondig. Hy het gepreek en geleer. Hy het siekes gesond gemaak en wonderwerke gedoen. Hy het disippelskap so goed gedoen dat nadat daar net 11 oor was en 120 in die bo vertrek, was die vroeë kerkgroei die grootste in die geskiedenis van die kerk. Hy het tyd gevat om sondaar se lewens te verander. Hy het in sy omgewing 'n impak gemaak. En uiteindelik, onthou die gesegde, people will live for the what, but they will die for the why. En my vraag vandag is, wat was Jesus se hoekom? Want as hy nie 'n konkrete hoekom van sy hemelse Vader af gehad het nie, dan sou die kruis te veel gewees het om te dra. Maar hier is dit, familie, Jesus se een enkele hoekom vir waarom hy gedoen het wat hy gedoen het in die 3 jaar bediening op aarde, wat die geskiedenis verander het. Sy hoekom is jy. As jy ooit moet wonder hoekom Jesus gedoen het wat hy gedoen het, is die antwoord klinkklaar. Sy hoekom was jy. En terwyl ek aan dit dink, toe dink ek, Franco, wat is my hoekom? My hoekom is Jesus. My hoekom is om 'n verskil te maak in hierdie gemeente, in die gemeenskap, in die wêreld, want dit is 'n opdrag van Jesus af. So Jesus staan sentraal. Maar die mooi van dit is, dis gebore uit die inverse uit. Want toe hy aan die kruis hang, toe's ek sy hoekom. En so vanoggend, familie, dit het so bietjie dieper gegaan van laasweek af.
Maar as iemand jou vra, hoekom is jy hier? Hoekom is jy in die Therapia familie? Hoekom lewe jy heiligmaking uit? Hoekom is jy 'n getroue rentmeester? Hoekom draai jy jou werk en jou besigheid aan die Here op? Dan is die antwoord, want toe hy aan die kruis gehang het, was ek sy hoekom. En so ek wil hierdie boodskap afsluit met hierdie gedagte, as julle ooit wonder in die Therapia konteks, waarom is die visie vir my so belangrik? Ons bou 'n kerk wat beweeg. Waarom is die gemeentewaardes vir my belangrik? Waarom raak ek passievol oor disippelskap? Waarom raak ek passievol oor familiewees en oor die liefde van God wat deur ons as sy kinders geopenbaar moet word? Dan is dit die rede, want ek is sy hoekom. En ek wil vir almal vertel dat ek eens op 'n tyd verlore was, maar daar's 'n timmerman seun van Nasaret wat alles gegee het, omdat hy my in sy gedagtes gehad het. En so familie, ek het 'n brandende passie. Passie word gedefinieer as 'n onbeheerbare emosie. Maar ons as kerk kan nie apaties staan in 'n wêreld wat gebroken is nie, want ons is sy hoekom. So hoekom moet ons disippels gaan maak? Want hy het alles vir ons gegee. Hoekom moet ons familie en liggaam wees? Want Jesus, nie omdat die pastoor so sê nie, omdat die woord van God vir ons wys, dat Jesus se wat so kragtig was, dis unmatched, maar dat sy hoekom ek en jy was. En so ek sluit af met hierdie gedagte, dis oorweldigend, want Jesus het geweet, en ek het dit al getuig, toe aan die kruis hang het hy geweet, in 1998 gaan daar 'n seentjie gebore word in Appington, wat in elke opsig tekort skiet, van die heerlikheid en die grootheid van God. En hy het geweet, Franco van der Vlies, gaan my nodig hê om sy lewe te verander. Hy is my hoekom. Hy het geweet om Purcell, Tannie Annemarie, Tannie Lenet, hy het geweet om Hansie gaan tekort skiet. Ons is sy hoekom. Maar wat oorweldigend is, en hierdie is 'n lirieke van 'n ou liedjie, he knew me. Hy het nie vir my gesterf, omdat ek 'n goeie mens is nie. Nie vir my gesterf, omdat ek die Bybel uit my kop uit ken, en omdat ek maandag aande by intersessie, of deel van die verwelkoming, of musiekspan is nie. He knew me. Yet, he loved me. He whose glory makes the heavens shine, so unworthy of such mercy, yet, when he was on the cross, I was on his mind. En ons kan dit verander. So unworthy of such mercy, yet, when he was on the cross, you were on his mind. So miskien antwoord uit die vraag, hoekom? Hoekom Franco en my kantoorpersoneel vra, ek kan nie stil sit nie. Ons witbord is te klein om al die gedagtes neer te pen en al die klein tree om mense by Jesus uit te kry. Maar as jy my vra hoekom, weet ek onwrikbaar, want ek was sy hoekom. Jy was sy hoekom. So in hierdie gemeente, hierdie familie, arme Simeon het gisteraan tot laat gewerk aan klomp wonderlike dinge vir die geestelike familie hier. In hierdie familie gaan dit nie oor wie die belangrikste bedieningspunt, wat die mees invloedrykste is deur dit wat ek en jy doen nie. Terwyl ek skryf, toe skryf ek, hier gaan dit nie oor enige kollig op my en jou nie. Dit gaan oor ons nederige pogings om in elke geleentheid die kollig op Jesus te skyn.
So familie, ek hoop as ons in hierdie week dink aan dit, dat ons weer sal gaan dink oor hoe ons die wat ons doen nader. Want met 'n hoekom so groot soos hierdie, kan ons nie anders as om ons beste te gee, en dan nog 'n bietjie nie, want hy het alles vir ons gegee. So sê vir die persoon langs jou, ek was sy hoekom. En aan die ander kant sê, jy was ook sy hoekom. He was on the cross. We were on his mind. Sonder dat ons dit verdien. Sonder dat ons iets kan bydra. Sonder dat ons ooit kan opweeg. Dis die mooi van sy liefde, wat vir ons bewys is, deurdat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Familie, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Abba Vader, ons is oorweldig deur die wete dat ons u hoekom was. Die dryf agter alles wat u in u bediening gedoen het, was op die spits gedryf toe u aan die kruis gehang het. Here, want wat u gedoen het was oorweldigend. Niemand kan met u vergelyk nie. U is die onvergelykbare God. Maar hoekom u dit gedoen het, was so diep in u hart gegraveer, dat in daardie spasie waar u bloed gesweet het, u steeds die wat uitgevoer het, omdat u geweet het, ons is u hoekom. Ons is die rede, ons het u nodig. Here, my gebed rondom hierdie laaste 2 boodskappe is, dat ons die erns van dit sal besef. Ons het 'n hoekom in ons lewe. Ons moet die naam van Jesus groot maak, verkondig, orals waar ons gaan, tydig en ontydig, laat elkeen wat ore het hoor. Dis ons hoekom, want ons was u hoekom. Here, my gebed vir elkeen wat dalk ver en verlore voel en nie weet hoe om deur die muur van skeiding as gevolg van sonde te breek om weer by u te kom nie. Dis my gebed dat u Heilige Gees dit vir hulle sal oopbreek. Die voorvereiste is nie volmaaktheid nie. U vra ons harte. Here, want hoe langer ons 'n pad met u stap, hoe nader beweeg ons aan u. Here, my gebed is dat ons so sal vashou aan die hoekom, die rede waarom u ons gemaak het met die oog op 'n tyd soos hierdie, die rede waarom ons as diensknegte in die Therapia familie optree, die rede waarom ons u evangelie in die wêreld om ons moet uitstraal soos lig en sout. Here, dat ons so sal vashou aan daardie hoekom, dat die mense om ons sal dink, hier's iets heel anders. Dis iets wat ons nie op sosiale media sien of kort content of hierdie is iets anders. Dis iets autentiek. Hulle het 'n doel op hierdie aarde en hulle lewe vir daardie doel, want dit rig wat hulle doen om Jesus te verheerlik. Here, my gebed is dat hierdie altyd 'n gemeente sal wees waar die lig van Jesus in die wêreld sal skyn, maar waar die lig in ons bedieningsspasie op u sal skyn, sodat mense altyd sal weet waaroor dit gaan. En Paulus sê dit, Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Here, mag ons voorneem om dit onder ons vriende, familie, vyande, kollegas, om dit onder hulle te weet. Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Here, ons verdien nie u liefde, u genade, u goedheid, u wonderwerkende hand in ons lewens nie. Here, maar dankie dat ons u hoekom is.
Vergewe ons die dinge wat ons verkeerd en vergewe ons ons halwe gehoorsaamheid. En help ons om met onbeheerbare emosies vorentoe te beer met een doel voor oë, om die evangelie te verkondig. Ons bid dit in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.